Ons het ook vanoggend gesing aan U alleen, kom al ons lof en al ons eer en dis hoekom ons hier is, ons is 'n geloofsfamilie, ons gee om vir mekaar, ons is hier vir mekaar, ons dra mekaar, ons luister na mekaar se hartseer, ons deel in mekaar se blydskap ook. En is hier waar ons ook as 'n familie toegerus word, sodat ons beter familie kan wees, sodat ons ook ons familie kan uitbrei. En vir mense daar buite wat dit nodig het, wat nie deel is van die familie nie, deel kan maak van hierdie familie. En mag vanoggend se boodskap jou ook inspireer om op 'n bepaalde manier uit te gaan en vir die koninkryk 'n verskil te maak. Maar voordat ons uit die woord uit lees en die boodskap hoor ook, word vir 'n paar oomblikke stil by jouself en sê vir die Here, maar hier is ek vanoggend. Ek wil U woord hoor. Ek is bereid om te verander waar dit nodig is ook. Here, U weet wie ons is en U ken ons gemeente, want hierdie is U gemeente waarvan U die hoof is. En U weet dat ons vanuit die wêreld uit beweeg en dan op 'n Sondag hierheen kom en dan is ons gedagtes vol van wêreldse goed ook. Maar Here, dit is ons hartsbegeerte dat wanneer ons ook hier is, dat ons U stem sal hoor, dat ons U werking op 'n kosbare wyse sal ervaar. En dat dit hier oor U gaan. Nie die blink liggies van die wêreld nie, maar oor U. En daarom kom sê ons, Here, ons is ontvanklik vir U woord vanoggend. Ons wil U inspraak in ons lewens hê. Heilige Gees, kom maak die woord vir ons duidelik. Laat dit vanoggend op goeie grond val. Here, ons het U nodig in ons lewens. Ons het U nodig in ons gemeente. Ons kan nie sonder U leef nie. Ons kan onsself nie indink hoe om gemeente te wees sonder U nie. U is alles, U is die middelpunt. Vanoggend as ons praat oor nederigheid, Here, dan bid ons dat U ons kom leer daarvan. Koninkryksnederigheid. Nie wêreldse nederigheid nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ek hoop teen die tyd het jy al een van daai boekies gekry, wat by die deure beskikbaar is, so kry gerus vir jou een as jy nie een het nie. Dis aanlyn beskikbaar, wat gaan oor ons preekreeks waarmee ons besig is, leef die koninkryk, die waardes en beginsels van die koninkryk. En ons het die afgelope paar weke stil gestaan en elke week het ons 'n ander waarde waarby ons stil staan. Ons het begin met liefde en gesê maar ons hierdie koninkryk, en as Jesus begin praat oor die koninkryk van God, dan begin hy met liefde en liefde, as liefde nie, liefde is 'n sentrale deel van die koninkryk. Dit moet 'n sentrale deel en 'n waarde wees van jou leefwêreld. Liefde maak 'n verskil in die koninkryk. En toe het ons stilgestaan by gehoorsaamheid, die belangrikheid van gehoorsaamheid. Verlede week het Louis stilgestaan by dankbaarheid. En vandag is dit daardie nederigheid. As 'n waarde wat ons 'n koninkrykswaarde wat ons moet uitleef. Want die koninkryk, as ons oor die koninkryk praat hierdie afgelope 9 weke en die weke wat nog kom, dan is die koninkryk nie 'n plek waarheen ek gaan eendag nie. Dis nie daar net die hemel nie. Die koninkryk is die plek waar God regeer. Die koninkryk is mos die plek waar daar nie grense is nie. En God sê maar ek wil my heerskappy in hierdie wêreld sigbaar maak van wie en wat ek is. So ek en jy laat gestalte kry.
ek en jy deur ons optrede laat ons gestalte vind aan die koninkryk. Want dit is juis wat Jesus gebid het. In daardie Onse Vader gebed, dan sê hy, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En hier waar Jesus dan op aarde is, kom bid hy en sê, laat u koninkryk net hier kom, dit wat u dink, daar in die hemel, dit wat u wil is, laat dit hier op aarde soortgelyk sal plaasvind. Laat dit gestalte vind. En die vraag wat ons eintlik dan kan vra is, jy weet, as hy sê, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, is, wie regeer aan die einde van die dag? Is dit ek wat regeer? Is dit ek wat in beheer is? Of is dit God wat in beheer is? Want sien, dis die vraag, wat ons eintlik by elkeen van hierdie waardes, en die waardes wat ons nog gaan kom, moet vra. Want as ek in beheer is, as dit oor my gaan, dan kan ek nie hierdie koninkryk uitbrei nie. Want dis nie hoe ek en jy gerad is nie. Dis nie wat God in gedagte het nie. Want dis hoekom Jesus bid. Laat u koninkryk kom, nie my klein koninkrykie in hierdie wêreld nie. Laat u wil geskied, nie my wil in hierdie wêreld nie. En tog is ons so gerad, né, om dit te wil doen. My eie wil, my eie klein koninkrykie uitbrei. As dit moet gaan byvoorbeeld oor gehoorsaamheid, dan sal ek besluit of ek gehoorsaam wil wees of nie, en aan wie wil ek gehoorsaam wees? En God sê nee, mens moet gehoorsaam wees. Wees gehoorsaam aan my wil. Oor nederigheid is die kruks daarvan is, wie is die koning van jou lewe? Want sien, as ek die koning van my lewe is, dan is dit nie moontlik om nederig te wees nie. Dis waarom nederigheid so 'n fundamentele waarde is vir die koninkryk. So, wat ons eintlik vandag vir mekaar wil sê is, maar hoe stap ek en jy in hierdie wêreld in? Hoe stap ek en jy in die winkelsentrum in, hier in Nelspruit in? Hoe gaan ek en jy in ons gesin? Want as ek nie met 'n gesindheid van nederigheid gaan stap in hierdie wêreld nie, maar dat alles oor myself moet gaan, dan kan ek nie die koninkryk uitbrei nie. En die Here sê, maar dit is hoekom ek jou gemaak het. Dis jou roeping in die lewe, is om die koninkryk uit te brei. Ek het juis jou lewe so kom verander, sodat jy die koninkryk kan uitbrei. Sodat nederigheid deel van jou mondering sal wees. Sodat liefde, gehoorsaamheid, al daardie goed, deel van jou mondering kan wees. Baie keer staan ek en jy, die eie ek, staan in die pad van die koninkryk wat uitbrei. Staan in die pad daarvan dat God se heerskappy na vore kan kom. Want wanneer ek sê, dis my wil, my eer, my regte, my posisie en my planne, dan is dit hoogmoed wat praat. Maar nederigheid kom sê, Here, u wil, u eer en u koninkryk. En dis nogal 'n kopskuif om daarvandaan af te gaan, want die wêreld leer ons om anders te op te tree en anders te dink. Maar nou het ons al gesien, wanneer dit kom by God, dan verander die wiskundige berekening. Hy werk heeltemal anderste. Want die probleem in die wêreld is dat ons dink nederige mense is iemand wat waarskynlik geen selfvertroue het nie. Wat altyd stil bly, half minderwaardig is, nooit hulle opinie lig of hulle mening gee nie. Sommige sal toelaat dat ander oor hulle loop. Maar die Bybelse beginsel van nederigheid is verseker nie dit nie. Vandag se rolmodelle. Mense soek nie rolmodelle, die meeste mense soek nie rolmodelle wat nederig is nie, wat pateties lyk nie. Nee, hulle soek iemand wat kan beweeg in die wêreld en goed kan verander en goed kan doen en alles net hier in gebied. Dis baie mense se rolmodelle. Maar nou wil ek vandag vir jou sê, Jesus was nederig. Maar Jesus was nooit swak gewees nie. Want as ons kan sien,
As hy met die fariseërs praat, dan het hy die moed om vir hulle te sê, julle is 'n spul huigelaars. As hy met Pilatus praat, dan sê hy vir hom, u sou geen mag oor my gehad het as dit nie van bo af aan u gegee is nie. Hy maak hierdie uitsprake. En is interessant, as jy mooi na nederigheid gaan kyk, dan moet jy die volgende begin raak sien. Jesus het geweet wie hy was. Jesus het geweet dat hy die seun van die lewende almagtige God is. En tog, ten spyte daarvan dat hy geweet het wie hy is, was hy nederig gewees. So nederigheid beteken nie dat ek nie weet wie ek is nie. En daarom tree ek so op nie. Bybelse nederigheid beteken dat ek en jy weet wie ons is. En dat ons dan vanuit wie ek en jy is, dat ons daarvan uit sal begin optree. Jesus het geweet wie hy is. En hy kon vanuit daardie status van hom, kon hy optree en het hy nederig opgetree. Hy het nederig opgetree om mense deel van die koninkryk te maak. Nooit ooit het hy die feit dat hy die seun van die lewende God is, dat hy die Messias is, nooit het hy dit misbruik nie. Nooit ooit sien ons dit nie. So nederigheid beteken ek en jy weet wie ons is, maar ons gaan dit nie misbruik nie. Dis om uit die krag van jou identiteit in Christus op te tree. Ek wil dit weer vir jou mooi sê dat jy dit mooi hoor, want dis 'n gelaaide sinnetjie. Dis om uit die krag van jou identiteit in Jesus, van wie en wat ek is, en dat die opstandingskrag van Christus in my is, dat ek oorwinnaar is, dat ek geseën is met al die gawes van die Gees wat daar in die hemel is, al daardie goed, dat ek nie ewe skielik groot kop gaan kry en dienooreenkomstig gaan leef en sê maar ek is beter as julle almal nie. Hy sê al het jy daardie status, al het jy daardie posisie in Christus. Hy sê ek gaan nie dit misbruik in die wêreld nie. Maar vanuit hierdie posisie moet ek en jy leef met nederigheid en dit is wat Jesus gedoen het. Vanuit die krag van my identiteit moet ek optree. Ek hoef dit nie te gaan bewys vir die wêreld nie. Hoor dit, ek en jy hoef nie vir die wêreld te gaan bewys dat ek die gawes van die Gees het nie. Ek en jy hoef nie met 'n grootheidswaan te leef omdat ons Christene is nie. Juis in die manier van optree en die manier hoe ek mense hanteer, moet hulle dit agterkom. Moet hulle sien dat ek en jy tree anderste op as wat die wêreld optree. Ek en jy hanteer mense anderste as wat die wêreld mense hanteer. En natuurlik, as ons oor die goed praat, dan kan ons nie anders as om nie by Filippense 2 stil te staan nie. Want dit is ons groot hoofstuk. So ek nooi jou, maak jou Bybel oop by Filippense 2. Filippense 2 wat wanneer Paulus juis hieroor skryf oor hierdie waarde wat daar by my en jou moet wees. Want hy praat hier met die gemeente en dan leer hy hulle terselfdertyd Filippense 2 vers 3 wat hy begin deur vir hulle te sê moet niks, absoluut niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. So hier sê hy net vir ons in eenvoudige taal, dit gaan nie oor jou nie. Hy het dit in die gemeente vir hulle gesê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor die individu nie. Niks doen uit selfsug of eersug wat ek hieruit kan kry nie.
niks daaruit doen nie, maar in nederigheid, begin met daardie waarde leef, moet die een die ander een hoër ag as homself. So in die wyse waarop ek leef, moet ek eintlik iemand anders te oplig in die lewe. En dit is wat hy vir hulle sê. En dit is om die koninkryk te bevorder, om God se heerlikheid na vore te bring. Dit is hoekom hy dit vir hulle sê. Want hoe sal 'n gemeente lyk as dit hier oor elkeen se belange gaan? Dan gaan ons nie kan saamwerk nie. Die gemeene deler wat ons hier het is Jesus Christus, wat ons verlosser is, dat ons glo in 'n drie-enige God. Dis wat ons saambind, dat ons gesterf het saam met Christus en opgestaan het saam met hom. Dis wat ons saam, dis nie, sien, as dit nie daaroor gaan nie, maar dit gaan oor die mens, dan het ons moeilikheid. Want dit mag nooit hier oor die mens gaan nie. Mag hier nooit oor die persoon gaan nie. Het moet altyd oor Christus gaan. En dis wat hy vir die gemeente sê. Hy sê eintlik vir hulle, kyk weg van jouself af vir 'n slag. Kyk na iemand anderste, want in die koninkryk gaan dit altyd daaroor om God se heerlikheid na vore te bring. Nie jouself nie. En hy sê eintlik hier vir hulle, nederigheid het te doen met die gesindheid van jou hart. Jou gesindheid van jou hart. Want as jou hart nie reg is nie, as die gesindheid van jou hart nie reg is nie, dan gaan jy dit nie reg kry nie. Hy kom sê eintlik, as ons praat oor nederigheid, dan sê hy dit moet hier van binnekant afkom. Jy moet dit nie net hoor nie, dit moet hier van binnekant afkom. Hier moet eers iets in jou binneste verander, en dan begin jy dit uitleef. En dan sê hy vir ons, goed, nou praat ek met julle, en ek sê vir julle, moenie selfsugtig wees nie, niks uit selfsug of eersug doen nie, maar leef 'n nederige lewe. So wees eintlik maar ook diensbaar, in die manier hoe jy leef, moet jy kyk. En dan sê hy, maar kom ons kyk gou-gou na Jesus Christus as voorbeeld, want hy bind ons almal saam, en dan van vers 5 af, dan sê hy vir ons, so wat hy nou wil doen, is om jou te help. Hy kom sê eintlik vir jou, ek verwag van jou om nederig te wees. Maar ek kan nie dit net vir jou sê, en dan gaan jy dit eenvoudig doen nie. Ek wil hê, dit moet iewerste, moet jy die veranderingsagent, kan ons eintlik sê, moet jy begin, hierdie twee moet by mekaar kom, dat daar ietsie in jou verander. En hy sê, kom ons gaan kyk gou na Jesus se lewe, en ek wys jou vanuit Jesus se lewe, wat is die kern, wat in jou moet verander, sodat jy makliker met 'n nederigheid kan leef. En hy begin in Filippense 2 vers 5, hy sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Nou, as hy praat oor gesindheid, dan sê hy vir jou baie duidelik hier, in die Grieks dan sê hy, dis die denkwyse. Dieselfde denkwyse, of manier van dink, of ingesteldheid, moet daar in jou wees, wat daar ook in Christus was. Die Engels sê dit, en ek het dit al vir julle gesê, the mind of Christ. Jy moet God se denke hê. Dit moet in jou wees. Nou hier kom die verskil. Jy moet dit nie net admireer nie, jy moet nie net, as dit ware, die Bybel lees en sê, wow, kyk hoe het Jesus opgetree nie. Ek admireer hom, ek admireer daai denke wat hy gehad het. Nee, jy moet dit nie net admireer nie, maar jy moet dit beoefen. Jesus se manier van dink, moet jou manier van leef word. Wil dit weer vir jou sê, Jesus se manier van dink, moet jou manier van leef word. En waar sê hy eintlik dan Paulus vir ons? Waar lê die kruks ten einde nederig te kan leef? Hy sê dit begin by jou denke. Dit begin hier aan die binnekant. Want hy skryf ook in Romeine 12 vers 1 en 2 daai bekende gedeelte, dan sê hy, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. En nou sê hy vir jou, jy moet God se denke, jy moet Jesus se denke hê. En hoe het Jesus geleef? Hy het geleef ter wille van die koninkryk. Hy wou God se hart klop. So hy het nie aan homself gedink nie.
Dis hoekom hy diensbaar was. Dis hoekom hy in 'n nederigheid, want in nederigheid skep hy ruimte sodat mense gemakliker rondom kan wees. En hy sê dit moet by my en jou gebeur. Want hy sê vir ons in vers 6, dan praat hy oor hierdie Jesus wat in die gestalte van God was. Dis waar hy was. Dit is sy bestaan. Hy beskryf dit eintlik. Hy sê die Engelse woord skryf being, dis wie hy is. In die gestalte van God in die gestalte van God het sy bestaan op God gelyke wyse. Daar waar in die hemel was, né? Betrokke by die skepping, Johannes 1 vers 1, wat vir ons sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, Jesus wat self God is. Hy sê, hy het nie hom daarin vasgeklou nie, hy het nie gedink hy is so belangrik, dat hy nie hoef mens te word nie. En hy sê, in sy mens word, het hy homself kom verneder, uit die gestalte van 'n mens aangeneem. Nou eintlik as jy mooi hierdie teks gaan lees, dan sê hy, hier is Jesus, wat God is, en hier is sy mens wees. En hy sê, hierdie twee het by mekaar gekom. So toe Jesus op aarde was hy volledig God gewees, en volledig mens gewees. Hy het nie sy godheid verloor nie. Maar die teks skryf vir ons, die mensheid is net bygevoeg. En ten spyte daarvan, dat hy nog steeds God was, kyk hoe het hy opgetree. Hoe het hy mense hanteer? En hy sê, dieselfde moet by my en jou wees. Want wie is hy? Hy is die een wat die heelal geskep het, maar wat kom word hy? Hy kom word 'n baba. Hy is die een wat alles onderhou het, maar hy word afhanklik van 'n ma. Engele buig voor hom neer, maar hy is die ene wat in 'n krib kom lê. Hy is die ene wat die brood van die lewe is, maar wat honger word. Hy is die ene wat die lewende water is, maar wat self sê ek is dors. En dis koninkryks nederigheid. Jesus het nooit sy goddelikheid verloor nie. Hy het nie, toe hy op aarde was, het hy nie opgehou om God te wees nie. Maar hy het vanuit die goddelikheid kon hy nederig wees. Ek en jy is God se kinders. Ons is koninkrykskinders. Hy het ons volledig toegerus om die koninkryk uit te brei. En nou vra hy vir jou, maar hoe brei ek en jy die koninkryk uit? Hy vra van my en jou om nederigheid te gebruik om die koninkryk uit te brei. Want as ek nederig gaan wees, dan skep ek ruimte vir mense. Ek is toeganklik vir mense. Die wêreld gaan vir jou sê, jy moet hoër klim in hierdie lewe. Maar die koninkryk sê vir ons, nee, kom laer, buig, dien. Die wêreld sê, beskerm jou status. Jesus gaan vir jou sê, maar gee jouself. Die wêreld gaan vir jou sê, of jy gaan sê dan, maar wat is daarin vir my? Terwyl as ek met 'n koninkryksnederigheid leef, dan gaan ek eerder sê, wat kan ek vir ander doen? Wat kan ek doen? Daar in Markus 10 vers 43. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En vers 45 wat sê, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Die God het gekom om te dien. En hy het dit in nederigheid gedoen. En dis hoekom Jakobus in die Bybel is die praktiese ou. Die boek Jakobus is baie prakties. En nou sê hy vir jou, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Want as ek hoogmoedig gaan wees, wil ek myself gelykstel aan God. Dan kan daar nie ruimte wees vir nederigheid nie. God hou nie van hoogmoed nie. God hou nie daarvan as ons onsself te belangrik ag nie. En daarom sê hy, kyk hoe jy optree. Kyk hoe jy leef.
Kan ek vir jou vra, hoe hanteer jy jou huweliksmaat? Of die een met wie jy in 'n verhouding is? Dink jy is belangriker as jou maat? Hoe hanteer jy jou kinders? Sien hulle iets van nederigheid by jou? Hoe hanteer jy jou kollegas by die werk? Sien hulle iets van nederigheid by jou? Hoe maak jy met die een wat jou irriteer? Of die persoon wat dalk anders te dink as wat jy dink? Die persoon wat nie iets vir jou kan terugdoen nie? Of die persoon onder in die samelewing? Jy sien, dit is baie keer maklik om te praat oor nederigheid wanneer ons hier in hierdie geestelike milieu is en ons kan hier nederig wees, hier by die koffie drink ensovoort. Maar die goed gebeur, die koninkryk moet uitbrei in die wêreld daar buite en dis hoe ek daar gaan optree. Want onthou, nederigheid skep ruimte dat mense, dat ek toeganklik is vir mense. En ek moet mense nader bring ter wille van die koninkryk van God. Dat ek hulle kan vertel van die koninkryk van God. Dat hulle iets van God se gesindheid en hart kan beleef. En so is dit dieselfde in die kerk. Is nie wie gaan my raak sien vandag nie, maar wie kan ek raak sien? Wie gaan my bedien vanoggend? Maar wie kan ek bedien vanoggend? Sien, is elke keer net so kopskuif wat ons moet maak. En weet jy wat is mooi daarvan? Die Heilige Gees wat in jou is. Want die Heilige Gees wat aan ons gegee is, sê Johannes 16 vers 14, sê Jesus daar, die Gees wat kom, wat in jou kom woon, hy sal my verheerlik. So die Heilige Gees wat in jou is Christus gesentreerd. Die Heilige Gees wil nie jou verheerlik nie. Die Heilige Gees in jou wil heeltyd vir Christus verheerlik. So wanneer jy bid vir die werking van die Heilige Gees in jou, dan gaan die Heilige Gees jou kleiner maak, sodat Christus deur jou die eer kan kry. Hy gaan Christus die middelpunt van jou lewe maak. Want dis wat Johannes sê, ek moet minder word sodat hy meer kan word. Kom ek toets gou jou nederigheid. Kan ek gelukkig wees wanneer God eerder iemand anders te gebruik as wat hy my gebruik? Hoe voel jy wanneer iemand anders te erkenning kry? Hoe voel jy wanneer iemand anders se bediening groei? Wanneer iemand anders dalk 'n antwoord kry waarop jy gehoop het? Wanneer iemand anders te suksesvol is? Sien, as jy dit moeilik vind, dan sê dit iets van jou hart. Want nederigheid kom sê vir ons, Here, u koninkryk is belangriker as my posisie daarin. Here, u koninkryk is belangriker as my posisie daarin. Dit sê vir my, wie sit op die troon van jou lewe? Is dit jy of is dit Christus? Wie regeer jou lewe? Want as jy nog jou lewe regeer, dan kan jy nie nederig wees ter wille van die koninkryk nie. Want dan moet mense jou dien. Hulle moet jou respekteer. Alles draai om jou. Maar wanneer Jesus op die troon van jou lewe sit, dan sal jy kan dien en vergewe. Dan sal jy iemand anders se sukses kan vier. Dan sal jy kan sê, nie my wil nie, Here, maar u wil. En dis koninkryksnederigheid. Kom ek deel so ietsie van jare terug, toe ek hier gekom het in die gemeente, 2004. Nou dan kom die ringspredikante en goed bymekaar met 'n ringsitting en goed. En weet jy wat was vir my sleg gewees? Altyd. Wanneer die ander ouens praat en sê, ja maar, julle is mos altyd beter as almal.
En hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek, hoe verkeerd was ons. Want dis nie die koninkryksbeginsel nie. Ons kan nie dink dat ons beter is as ander nie. Want dan skep ons nie ruimte nie. Ons skep nie ruimte vir ander om welkom te wees hier nie. En dank Vader dat dit verander het oor die jare. Ek dank die Here daarvoor. En dit is ons taak, as ons hier praat en ons is oralste by mekaar, dat ons sal sê, maar ons is trots op ons gemeente. Ons is trots op waarvoor ons staan. Ons is trots op ons waardes. Op ons tradisies. Ons kan sê Christus is die middelpunt. En dan maak ons mense ontvanklik om hierheen te kom. Want hier het ons nie al die mooi liggies van die wêreld nie. En elke Sondag 'n ander haas uit die hoed uit nie. Hier gaan dit oor Christus. Hier gaan dit oor die koninkryk. En dat ek en jy, nie net hier nie, maar daar buite, die koninkryk gaan uitleef. Hoe? Deur vandag se waarde onder andere, nederigheid. En die wyse dat ek mense nader trek. En hulle bekendstel aan die koninkryk. En mag die Here vir elkeen van ons daartoe help. Mag mense in jou lewe raak sien, dat daar nederigheid is. En mag dit die grootheid van Christus, deur die werking van die Heilige Gees, na vore bring. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie. Ons kom buig vanoggend voor U, in nederigheid. Want U is die koning van ons lewe. U is alles. U is die koning van hierdie gemeente. En Here, U druk dit Sondag na Sondag op ons hart, dat ons die koninkryk moet uitbrei. Dat ons koninkrykswaardes moet leef. Alhoewel die aanvalle van die wêreld daar is, bid ons Here dat U ons sal help daartoe. Heilige Gees, dat U ons bemagtig, dat ons hierdie uitleef, dat ons in hierdie week en ons lewenspad vorentoe, dat ons met nederigheid vanuit ons posisie in U sal leef. Dat ons nie sal dink ons is beter as ander nie. Here, kom werk deur ons. Want dit gaan oor U, nie oor ons nie. Ek bid vir elkeen wat hier is, elke huisgesin hier verteenwoordig, elke ene wat luister na hierdie boodskap ook, dat U regtig waar hierdie waarde en beginsel van nederigheid in hulle lewens sal laat grondvat, sodat die koninkryk verder uitbrei. Aan U al die eer, want U is ons koning in die hemel. In Jesus naam bid ons dit.